Goeiemôre, geliefdes, baie welkom aan elkeen van julle hier by ons kerk vanoggend. Ons met die voorreg om saam met Carmen en Johnny te doop. Ons het die voorreg om God se stem te hoor. Mag dit wees saam met ons maas. Ek gaan net vir julle mooi dankie en welkom en sommer net alles sê wat vir julle goed is. Mag ons wonderlike oggend saam hê en mag ons saam met mekaar hoor dat God vir ons goed is. Geliefdes, ons gaan op 'n spesiale manier vanoggend ons erediens begin. Ons gaan saam met mekaar bid en sing die Onse Vader. Daarna gaan ek die groet met God se seën en dan gaan ons antwoord met twee lofsange. Alles gaan op die bord wees. So kom ons begin vanoggend en dan sing ons saam. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Geliefdes, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. Yeah.
lees in ons Here Jesus Christus. Ek wil vanoggend met jou, saam met jou praat oor ons maas. Ek dink die Here het 'n ma uitgekies. En hulle is vir ons net kosbaar. Ek dink ons maas en ons gesinne en ons eintlik almal verkeer onder reuse druk. Ek het net hier binne gesê, ek dink dis die mooiste ding om te sien. As jy 'n ma se kind moet teregwys, en ek praat nie eers van my eie vrou nie, dan is dit altyd 'n ding. Want 'n ma is 'n toegewyde beskermer, 'n toegewyde versorger. Dis iemand wat haarself sal gee vir haar kinders. Psalm 131 gebruik die beeld van 'n ma as hy God se liefde wil verduidelik. Hy sê, oor groot dinge wat bo my vermoë is, maak ek my nie besorg. Net soos wat 'n kind by sy ma rus vind, so vind ek by God rus. Dat die Bybel sê, hy sê, God is soos 'n ma as dit kom by liefde. Hy gee om. Hy het lief. En daarom vier ons vanoggend ons maas. Want hulle wys vir ons God se gesig. Hulle wys vir ons hoe liefde lyk. En as ons saam met hulle dit vier en vir hulle dankie sê vanoggend, dan is daar die ander deel. As dit nie met hulle goed gaan nie, as dit nie met hulle lekker gaan nie, dan is dit ook vir ons moeilik. En daarom wil ek vanoggend vir jou 'n deel uit Jeremia uitlees. En ek wil oor ons ma se harte praat, oor ons elkeen se menswees praat. Jeremia skryf hier en hy sê, Here, kyk tog na my nood. Sien raak as ek verag word. Dit is daarom dat ek so huil, Here, en dat die trane uit my oë stroom. En dan, dit roep ek in herinnering. En daarom het ek hoop. Die troue liefde van die Here vergaan nie, want sy ontferming ken geen einde nie. Dis elke oggend weer nie. Groot is die getrouheid. Ek dink ons lewe almal, en ek sluit ons maas natuurlik daarby in. Ons lewe almal in 'n wêreld en in 'n konteks wat ons baie keer bang maak. Ek dink elke een van ons het al 'n klomp dinge in ons lewe wat ons bang kan maak. En ek dink elke een sin verskil. As ek so na ons ma se harte kyk, dan is hulle bang. Hulle is bang dat hulle kinders seer kry. Hulle is bang dat hulle kinders en hulle gesinne seer of swaar moet ervaar. Hulle is bang. En baie keer dat hulle in hulle menswees nie genoeg kan wees nie. Dat hulle nie kan gee wat hulle dink hulle wil en hulle dink hulle moet nie. Elkeen van ons is ook partykeer bang. Miskien is daar in jou lewe ander dinge. Ander dinge wat vir jou bang maak. En die vraag is, wat doen ons as ons bang is?
Wat doen ons as ons voel dat ons nie meer regkom nie? Baie van ons rasionaliseer. Ons sê vir onsself en vir ander, ons bang wees is nie so erg nie. Baie van ons probeer hierdie goed heeltemal bære, en ons gaan berde dit en probeer daarvan vergeet om te maak asof dit nie vir ons pla nie. Maar eintlik pla dit. Eintlik pla hierdie stuk bang wees. Nou bang wees kan in 2 dele verdeel word, en as ons so bietjie net dit verduidelik, soos wat die sielkunde dit verduidelik, daar's angs en daar is vrees. Die verskil tussen angs en vrees is dat vrees 'n objek het. Ek is verskriklik bang vir honde, en as daar 'n groot hond om die hoek storm, dan is ek dadelik bang. Maar die hond is daar's iets wat my bang maak. In ons lewens is dit baie keer so. Daar's dinge, fisiese dinge, 'n objek wat ons bang maak en dit veroorsaak 'n stuk vrees, 'n stuk bang wees. Maar die moeilike een is die een van angs. Want angs het dieselfde emosie en dieselfde effek, maar angs het nie 'n objek nie. En jy sal dit erken in jou hart en in jou menswees as ek dit vanoggend vir jou sê, want ek is bang, maar ek weet nie eintlik waarvoor ek bang is nie. Ek ervaar hierdie bang wees, maar ek kan nie presies sê waarvoor en wat my bang maak nie. Daar is 'n klomp goed. Ek dink ons ervaar 'n klomp angs. 'n Klomp bang wees sonder om te weet waar dit vandaan kom. 'n Klomp bang wees oor dinge wat miskien kan of nie kan nie. Wat maak ons geliefdes? Jy kan hulle kom kyk daar in die spreekkamer. Ons noem dit hanteringsmeganismes, of die Engelse het 'n woord wat hulle sê coping mechanisms. Jy het al gehoor daarvan, en dit is die maniere wat ons in ons lewens vir onsself bymekaar gemaak het om te kan cope, om te kan oorleef. Ja, party van ons is optimiste. Ons sê hierdie bang wees, dit pla ons nie, dit kan ons nie raak nie. En ons skuif dit net een kant toe en ons soek dit glad nie. Maar dit vat dit nie weg nie. Dan kry ons weer die mense wat hierdie bang wees negatief wil ervaar en alles is altyd fout. Jy ken hulle. Niks kan ooit goed uitloop nie en niks kan ooit regwerk nie. En as hulle vorentoe kyk, dan kan hulle sommer vir jou 'n klomp dinge sê wat gaan fout gaan, voordat hulle praat oor die dinge wat kan goed gaan. Ja, nou hierdie optimiste, hulle mis die pyn. En dit klink dalk negatief. Maar ons kan nie pyn mis nie. Ons kan die pyn net een kant toe sit en dink dit gaan net weggaan of verbygaan nie. Daar moet 'n proses wees. Ja, die pessimiste weer, hulle mis die geleentheid, want hulle mis die geleentheid om met hierdie pyn te gaan werk en iets met hierdie pyn te doen. So geliefdes. Hierdie is die statistiek oor ma's in ons land. 45% sê hulle is bang. 60% sê hulle beleef spanning. 1 uit elke 3 van ons ma's is depressief. 30% van ons ma's is eensaam al het hulle gesinne. 35% is geïrriteerd. Hierdie is die prentjie. En ek is seker daarvan, as ons dit van ons ma's kan sê, kan ons dit van ons pa's en van ons elke een, van ons kinders en ons studente, elke een sê.
Ons lewe in 'n tyd waar ons bang is. Tyd waarin ons ontwrig word. En dan praat Jeremia vanoggend in hierdie klaagpsalm daaroor. Hy sê in Klaagliedere 1 vers 20, hy sê, my ingewande is in beroering. My hart draai om in my binneste. Binnekant in my is dit soos die pes. Dis soos my hart voel. Hy sê, my hart is seer. My hart is bekommerd. My hart is vol van goedes wat ek eintlik nie vir ander mense van kan sê nie, want ek moet vir my kinders en my man en my gesin en my vriendinne wys dat ek kan. Dat ek kan. Maar hoe klaar ons, geliefdes? Waar klaar ons? Hoe maak ons met hierdie ervarings en ek dink ek kan veralgemeen, maar ek dink nie ek doen. Wat elke ma en elke mens in hierdie kerk en wat hier luister vanoggend voel. Ek dink Jeremia leer ons 'n ding. Hy sê die trane stroom oor haar wange. Sy vind geen rus nie, sy het dit bitter. En dan kan Jeremia as hy oor die volk praat, self nie sy trane keer nie, en hy sê, aanhoudend huil ek en is my oë vol trane. Ja, my kinders is verpletter. Alles wat vir haar kosbaar is ingepalm. Alles wat vir haar kosbaar is onderdruk. Dan wil ons rasionaliseer en sê, dis nie so erg nie. Dan wil ons rasionaliseer om te sê, maar dit gaan beter. Geliefdes, ek dink die eerste ding wat ons kan doen is om hierdie vrees en hierdie angs te erken. Is om vanoggend vir mekaar te sê, ons is bang. Ja, hier is 'n deel van my hart en ek dink as ons na die statistiek kyk, dan sien ons dat dit omtrent tussen 30 en 50% van my hart is wat bang is. Dit is die begin. Ek is bang. Dan gee Jeremia vir ons weer raad, saam met die psalmskrywer. En hy sê, oor groot dinge wat bo my vermoë is, maak ek my nie besorg. Net soos wat 'n kind by sy ma rus kry, so kry ek by God rus. Dis wat God vanoggend sê. Stop vir 'n oomblik. Stop vir 'n oomblik met al die koupie. Stop vir 'n oomblik met al die hantering. Stop vir 'n oomblik met al die kunsmatige goed wat jy besig is om binne in jou te doen, sodat ander kan sien dat jy nie pla nie. En dan klim jy op God se skoot. Dan sit jy op God se skoot. Want God hoor. God weet. En dan, geliefde, dan is dit seker die moeilikste ding vir ons as gelowiges om te doen. En dit is om oor te gee. As ons by God is met ons nood en met ons seer en met ons swaar, dan sê Jeremia, Here, kyk tog na my nood. Sien tog raak hoe ek verag word, hoe swaar ek kry. En dan sê hy, regverdig is die Here. Hy sal sorg. Vanoggend, nie net ons maas nie, sommer elkeen van ons. Kyk Here,
Ek is benoud. Ek is benoud oor my kinders. Ek is benoud oor die lewe. Ek is benoud oor versorging. Ek is benoud oor ons land. Ek is benoud oor ons finansies. Ek is sommer net benoud oor alles wat vir my angs en vrees gee, alles wat my in hierdie oggend bang maak. En dan, oor groot dinge wat bo my vermoë is, maak ek nie my besorg nie. Ek kry rus by die Here. Vanoggend wil ek vir jou as ma, maar vir elkeen van julle se harte sê, jy kan. En wat kan jy? Jy kan oorgee vir God. Jy kan weggee vir God. Jy kan vanoggend alles wat jy hier gesit en dink het en beleef het, alles wat vir jou angs en vrees gee, net hier by God los. En dan moet ons rus kry. Dan moet ons vrede kry. Dan moet ons weet, al weet ons nie, God weet. Dan moet ons weet, al kan ons nie, God kan. Dan moet ons weet. En ek het dit net vir klein Johnny gesê, toe ek op doop, niks kan ons van die liefde van God skei. Vandag wil ek vir jou sê, God is by jou. Vandag wil ek vir jou sê, God ken jou. Hy ken jou tot in die middag van jou bene, tot in jou binneste. Vandag wil ek vir jou sê, God is by jou en hy sal sorg. Mag jy vandag en elke dag van hierdie week daardie sorg voel. Mag God vir elke een van julle sy vrede gee, sy rus gee, van nou af geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen. Kom dat ons saam. Here ons God, mag hierdie belofte ons nie meer angs gee, nie meer vrees gee. Mag ons vanoggend elkeen in ons harte besef dat ons genoeg is. Genoeg vir die mense rondom ons, genoeg vir U, genoeg vir onsself. Seën elkeen van ons met U teenwoordigheid, maar bo dit alles, Here, gee elkeen van ons U vrede. Ons bid dit in U naam. Amen. Geliefdes, ek wil vra dat ons sommer al die vrouens bly sit en dan van ons kinders en mans, julle kan saam sing vir julle vanoggend die 269 sing as ons julle hier wegstuur. En as jy langs jou ma is of by jou ma sit sommer jou hand so op haar skouer of op haar kop en dan sien jy haar sommer met liefde of jou vrou. En dan bid ons vir julle, God is met julle, waar julle ook al gaan. As ons dit sing, kan ons maar daai U vervang met jou. Ek gaan nie al die, ek in Engels was nog nooit goeie vriende nie, ek gaan nie die tenses nie, maar jy weet nou waar jy en jou inkom nie, so ons vervang maar net die U met jou. Staan saam met my op, geliefdes, en dan so.
Die Here ons God sal elkeen van julle seën, en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn, en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede verhoor, en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.